Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met julle 'n gedagte rondom die verlore seun se oudste broer. Ons ken almal die gedagte van die verlore seun en daar's baie boodskappe gebring oor die verlore seun. Die gedagte dat hy tot homself gekom het. Spurgeon sê dis die langste reis wat 'n mens kan onderneem om tot homself te kom, en hy het opgestaan, en die res van die verhaal van die verlore seun is die liefde van die vader vir hierdie seun en vergifnis. Maar nou kom ons by die oudste broer. Die verlore seun het teruggekom, hy het vergifnis ontvang, vergifnis gevra. Hy het die kleed gekry, die skoene gekry, vetgemaakte kalfers geslag en hulle het onthaal. Nou kom sy oudste broer by die huis en hy hoor daar's beerdsange, daar gebeur vanaand iets, en hy roep een van die bediendes en hy vra wat dit is. Die bediende sê, jou broer het teruggekom. Huis toe, vetgemaakte kalfers geslag, daar's onthaal, jou vader is baie bly, jou broer het weer teruggekom. Nou is daar twee verskillende maniere hoe 'n mens na hierdie saak kan kyk. Die een is 'n menslike en die ander is die goddelike. Onthou, die vader stel nou God voor en nou sien ons hoe kyk God na 'n saak en hoe kyk die mens na 'n saak. Hy roep die vader en hy vra wat gaan aan. Die vader sê, jou broer het teruggekom, ons het gedink hy's dood, ons het hom terugontvang, ons is baie dankbaar en daar's fees. Kom in en kom vier saam met ons fees. En hy sê, onder geen omstandighede. Hy sê hy het die geld uitgemors, hy het sy erfporsie uitgemors. En dis waar. Dit is die menslike kant van die saak. Maar nou volg hier 'n gesprek tussen hierdie vader en die oudste seun, wat vir ons geweldig baie lig werp op ons geestelike lewe. En dit is, hy sê vir die vader, dis nou in Lukas 15, die verhaal begin vers 11, maar dan hier van vers 28 af, is die gesprek tussen die oudste broer en die vader. Nou sê die oudste broer vir die vader, hy sê, ek het nie eens, daar vers 29, vir my het u nooit, ek het nooit u gebod oortree nie, vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Met ander woorde, hy sê vir die vader, ek het niks. Hy sê, ek het niks, ek het nog nooit 'n gebod van u oortree nie, en ek het niks. Kyk wat sê die vader vir hierdie seun, in vers 31, toe sê sy vader vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. So, die vader sê vir hom, alles wat ek het, is joune. Hy sê, ek het niks, ek is bankrot. En Romarie sê, hier is 'n baie groot skroef los. Hoe's dit moontlik? En Andrew Murray sê verder, hy is van mening, dit is die meeste kinders van die Here se lewe wat hier beskryf word. God sê, alles wat myne is joune. En die meeste kinders van die Here se ervaring is, ons het niks. Hy sê, hier is 'n enorme skroef los. Wat is die probleem? Hy sê dan, die oudste seun sê ook vir ons, wat is die probleem? Hy gee self wat die rede daarvoor is. Sê vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare al en ek het nooit u gebod oortree nie. En hy sê dit wat vir ons baie goed lyk, is presies eintlik die probleem. Die probleem lê in dien. So, dien gaan gepaard met verdienste. En dis die geestelike toestand se probleem. Die probleem lê in verdienste. Ek verdien dit. En hy sê, dis hoekom hy niks het nie. So nou word hy ingenooi na die onthaalsaal toe. Hy kan nou ingaan en saam met hulle fees vier. Die vader sê, kom wees saam met ons bly. Hier's groot vreugde vanaand. Hy sê, ek weier. Ek gaan môreoggend opstaan. Ek gaan weer dien. Ek gaan môre aand terugkom by die huis, ek gaan nog steeds niks hê nie. Die volgende oggend gaan ek weer opstaan, ek gaan harde probeer, ek gaan dan ook
niks hê nie. Die verskil lê daarin. Toe hierdie jongste seun wat niks verdien het, toe hy by die huis kom, toe ontvang hy die kunskap. Maar die grootste is, toe aanvaar hy dit. So toe hy die kleed kry, toe aanvaar hy dit. Toe hy die ring kry, toe aanvaar hy dit. Toe hy die skoene kry, toe aanvaar hy dit. Toe die vetgemaakte kalf vir hom geslag word, toe ontvang hy dit en hy gaan in die onthaalsaal en vier saam met hierdie vader van hom vier hy fees. Die oudste seun vat niks van dit wat vir hom gegee word nie en hy voel, hy gaan in sy eie verdienste staan en sy eie verdienste het hom nêrens gebring nie. So, hy wat niks verdien het, kry toe alles. En hy wat gedink het, dat hy dit alles verdien, het op die ou end absoluut niks. En dit is presies die geestelike lewe. Dit was die fariseërs. Die fariseërs het gedink, hulle verdien dit alles. Hulle doen dan alles reg. Ons gee tiendes en ons doen lang gebede en ons doen nie ons naastes kwaad nie en hulle het niks gekry nie. Maar die tollenaars en die sondaars wat niks verdien het, hulle wat na Jesus toe gekom het en niks gehad het om op te steen nie, hulle ontvang toe die ewige lewe. En vandag wil die Here ons bring op die punt waar ons sê, ek kan niks doen om enige iets te verdien nie. Ek kan nie in my eie verdienste enige iets doen of staan nie. Ek het U nodig. En dit wat U my aanbied, dit gaan ek vat. Die vader nooi die oudste seun in die onthaalsaal in. Hy sê, ek verseg. Ek sal daar nie ingaan nie. Ek gaan dit verder weer probeer en ek gaan dit op die ou end nog steeds nie reg kry nie. So vanaand is die gedagte, dit wat God kom en ons aanbied, moet ek sê, ek verdien niks daarvan nie, maar ek ontvang dit. So in die geloof, vat ek wat my aangebied word. Ek vat die ewige lewe. Ek ontvang die heiligmaking. Ek ontvang die genesing. Ek ontvang die voorsiening. Ek ontvang die beskerming. Ek ontvang my kunskap. Ek ontvang my kunskap en ek gaan God dien soos 'n kind en nie soos 'n slaaf nie. Jy sien, dis die verskil. Die Israeliete wat uit Egipte uitgelei is, hulle was verlos, maar hulle kon die slawekettinge nooit afskud nie. Al was hulle uit Egipte, het hulle in hulle harte slawe gebly. So kan jy in jou geestelike lewe 'n geestelike slaaf bly en nie ontvang wat God vir jou in gedagte het nie. God het vir u in gedagte net die heel beste van homself. En hy wil dit vir u gee. Hy wil dit gratis skenk en hy verwag net ons moet kom en dit ontvang. Mag die Here vir u die openbaring gee van wat God vir u in gedagte het, wat hy vir u wil gee, dat hy vir u die openbaring sal gee van kunskap, dat u 'n kind is. Die kind weet ons, hy verdien niks, maar hy kry dit alles. Die slaaf moet hard werk, hy moet verdien wat hy het, maar en God wil hê, ons moet sy kinders wees. Hy wil in liefde, wil hy ons versorg, hy wil vir ons onderneem, en hy wil vir ons alles gee. Mag u daardie openbaring kry, mag die Here u seën, mag hy vir u stoutste verwagtinge oortref van dit wat hy vir u wil wees en wil gee. Mag die Here u baie, baie ryklik seën, want hy wil dit doen.